Julle niks, maar niks in hierdie lewe kan ons van die liefde aan God skei nie. Nie ons liefde vir hom nie, maar sy liefde vir ons. Daarvan kan niks ons skei nie. In die lysie wat Paulus opnoem, onder andere die dood. Genade en vrede vir julle. Van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. In reaksie op hierdie groet waar die Here eintlik vir ons sê dat omdat ek die teenoorgestelde gekry het as wat ek verdien op aarde, gee ek vir julle die teenoorgestelde as wat julle verdien. Ons verdien die dood, maar ons kry die lewe. En dit, mense, is iets om oor te sing. Kom ons sing 'n loflied wat ook gedra word deur die gras en die bosse en die wonderlike natuur daar buite. Kom ons staan daarvoor asseblief.
Vader, Seun en Heilige Gees. In U naam is ons gedoop, waarin U eienaarskap oor ons uitgespreek is, waarin U onderneem het om ons tot in alle ewigheid te dra. Die dood voel vir ons op die oomblik, Here, soos 'n doodloopstraat. Maar ons weet op grond van U beloftes, dis net 'n draai in die pad. Omdat ons nie om die draai kan sien nie, voel dit vir ons of die pad ophou. Dankie vir bordjies langs die pad. Dankie vir wonderlike beloftes wat ons daaraan herinner. Die pad maak net 'n draai. Dankie vir 'n teks wat ons kan lees. Dankie dat ons kan dink aan wie U is en wie U ons gemaak het. Laat U naam vanoggend verheerlik word. Laat U wil gebeur en laat asseblief U koninkryk kom. Amen. Julle, ek gaan die teks lees soos wat ek vorder, so ek gaan nie nou dit dadelik lees nie. Die mense wat nou vir ons baie jare ken sal onthou dat Gert was vir standaard 9 en 10 in daai jare in tweespruit in die landbouskool Doer in die Vrystaat. Ek onthou baie goed, ek was so 6 jaar jonger as ek onthou baie goed hoe dat ons om hier in Windhoek op die trein gesit het met 'n tuisgebakte brood wat omtrent in die kompartement kom pas nie, soos my ma hulle gebak het, en 'n koue boknek, heel, in 'n koekblik, daai blikke met die blommetjies rondom. En dan sê vir hom gesê, daar gaan jy Vrystaat toe, met die trein. Die mense wat van treinry nou beter weet as ons jong is, sal hierdie beter verstaan. Dat ouma en oupa vir hom gesê, luister seun, dis 'n lang pad. Jy moet nou slaap, jy moet eet, jy moet kuier, maak vriende, doen al daai goeders. Maar daar's een ding wat jy nie moet vergeet nie. De aar. Op de aar moet jy oorklim. Nou mense, vir ons, vir die naby familie en vriende dalk meer as verander, is dit oorklimtyd. Alles het op 'n manier mooi geloop. Ons het taamlik geweet waar die badkamer op die trein is, hoe daai banke werk. Ek kan hom al afslaan sonder om my vinger vas te slaan. Weet waar om te gaan eet, weet wanneer dit goeie tyd is om op te staan en te gaan slaap. En dan in 'n oogwink is dit oorklimtyd. Staan jy op die perron met jou koffertjie in die hand. Vreemde plek, vreemde trein. En eintlik as jy op die stasie staan, het jy eintlik net een van 3 opsies. Jy kan kies om te sê, maar die ou bekende trein was vir my so lekker, ek het hom so goed geken, ek was so veilig en so tuis daar, ek gaan hier bly. Ek gaan hom nog bly sit. En vir 'n tydjie kan jy daar bly sit en so aan. Maar daar's nie beweging nie. As daar later beweging kom, dan is dit terug waar die trein vandaan gekom het. Jy kan natuurlik ook afklim en op daai koue regop houtbankies langs die perron gaan sit. Daar kan jy rustig sit en vir die res van jou lewe treine kyk.
Kyk hoe hulle kom en kyk hoe hulle gaan. Die derde opsie, wat eintlik maar die enigste opsie is om in die nuwe trein in te klim. Onbekend, so onbekend, soos die ou trein vroeër was. Maar deur God se genade en deur God se krag het ons op mak gery. So sal dit ook wees met die nuwe seisoen in ons lewe. Niemand sê dit gaan maklik wees nie. Verseker moet niemand vir jou sê dit gaan gou wees nie. Maar dat dit gebeur, daarvan kan ons seker wees. Want daar is nie ander opsies nie. Sekere van Bieberag, donkie jare terug, het 'n gediggie geskryf. Hy sê, ek kom, maar ek weet nie waar vandaan. Ek gaan, maar ek weet nie waarheen. Daarom snaaks, dat ek vrolik is. Van Bieberag staan in 'n seisoen soos hierdie. En hy klik net, dat daar so min is wat vir hom nou sin maak. So min is waarvoor hy lus het, waarvoor hy moed het, wat hom vrolik kan maak om sy woorde te gebruik. Hy het op 'n manier moed verloor, dreig om op te gee, soos wat ons met oomblikke van swakheid dink aan 'n wêreld sonder Gert. Sal ons weer vrolik kan wees, soos wat ons dit by hom geleer het. Die Bybel se naam vir tye soos hierdie. Die Bybel praat van sulke tye as woestyntye. En ons in Namibië is nou baie bevoorreg dat ons woestyne ken. Ons is geseën met die wonderlikste woestyn in die wêreld. As die Bybel oor woestyne praat, dan praat hy op twee maniere oor woestyne. Aan die een kant is dit 'n plek van uiterste ontbering. Dit is 'n plek waar mens doodgaan van honger en van dors. Dit is 'n plek waar jy waarskynlik nêrens in jou lewe verder van God af kan voel as in die woestyn nie. Tog is daar ook 'n ander taal, daar ook 'n ander kant. As God se volk om heeltemal in die steek laat, dan sê hy deur Josia, ek wil julle woestyn toe vat om weer met julle die hof te maak. Die ouens vir ons wat al op 'n sandduin gesit het en die son sien afsak het of opkom het, swak op soos as vlei waar ook al, sal weet, dit kan ook 'n plek wees van die uiterste skoonheid, waar jy letterlik God se nabyheid, God se teenwoordigheid kan voel. Oor woestyntye soos hierdie, help Hebreërs 8 ons tog 'n bietjie, dink ek. In Hebreërs 8 wil vir ons 3 goed leer, wat ons dalk 'n bietjie kan help in 'n seisoen soos hierdie. Vers 26 staan daar, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons het oorgenoeg rede om te sug. Ons mag, daar is daar niks meer verkeerd nie, om 'n geliefde in die dood af te staan, so ontydig soos omtrent al die ander mense doodgaan, is verskriklik. Om te sug is iets wat by ons hoort. Maar
Maar nou sê Romeine 8, ons sug nie alleen nie. Die Gees van God sug saam met ons. Die Gees sug saam met ons, omdat dood nog 'n werklikheid is. Die dood het eintlik al oorwin is, die skores op die bord, maar is nog deel van hierdie lewe. God is saam met ons, hartseer, sug saam met ons, want hy weet eintlik, hoef dit nie meer so te wees nie. Maar dan gee die Gees 'n volgende tree. Ons eie stikkindheid en ons eie gebrokenheid maak dat ons nie woorde het nie, dat ons grammatika droog op. Ons kry nie met God gepraat nie. Ons weet nie wat om te sê nie, ons val oor ons woorde, ons stotter, ons stamel. Dan kom Romeine 8, dan sê hy, maar die Gees se werk is om vir ons in te tree by die Vader. Julle sal onthou, weer eens ouens wat ouer as ek is, toe TV begin het, is oorgeklankte programme gekry. Die een se mond praat iets, maar die klank is iets anders. Dis hier. Ons kry nie gesê vir God hoe ons voel nie. Ons kry nie gesê hoe ons dink nie, en wat uitkom is skeef en krom. Want hoe praat jy met God as jy hartseer is, as jy stikkend is, as jy kwaad is? Hoe praat jy met hom? Dan sê die Gees, ek vat daai gebed. Ek klank hom vir jou oor, want ek ken die wil van die Vader. Ek gee daaraan 'n nuwe wysie. Jy voel vasgeloop, jy praat uit vasgeloopheid en uit 'n plek van onmoontlikheid. Ek gee daaraan 'n nuwe wysie. 'n Wysie van hoop en 'n wysie van uitkoms. Ons sug van moedeloosheid. Die Gees klank dit oor in 'n sug van hoop en van uitkoms. Woestyne laat ons gebede opdroog. Dit laat ons sprakeloos voor God. Maar in woestyntye laat God, dis die tweede punt, laat God alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Hoor hier. Ons weet, vers 28, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die Here stuur nie slegte nuus oor ons pad, om ons te straf, om vir ons 'n lesie te leer, of wat ook al nie. Wat Romeine 8 sê, is die slegte goed gebeur met mense, omdat ons in 'n gebroke werklikheid lewe en nog nie op die einde is nie. Maar intussen sê God dat ek, omdat ek God is, slaan ek met 'n kromstok reguit hou. Die Here het nie vir Gert kom haal om iemand by te kom nie, om iemand te straf nie. Maar die Here is so groot, dat hy teenoor die dood nie magteloos en moedeloos staan nie, maar dat hy kan intree en sê, ek kan van hierdie verskriklike slegte ding, ek kan daarvan iets moois bou, want ek is God. Ek kan met 'n kromstok 'n reguit hou slaan. Hoe doen hy dit? Deur ons te vorm en deur ons te maak om meer soos Jesus te word. Om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun staan daar. Hulle vertel die storie van Michael Angelo, wie ook al, as hulle vir hom nou 'n marmerblok kom aflaai. Nou vra, hoe kry hy dit nou reg om daarvan 'n perd te maak? Dis sê is baie maklik, hy vat sy hamer sy byteltjie, dan kap hy alles af wat nie soos 'n perd lyk nie. Dis wat God met trauma
met hartseer in ons lewe kan bereik. En daarom mense, weet ek, ons vra waarom hierdie goed gebeur. En met die vraag is daar niks meer verkeerd nie. Maar iewers op die pad moet 'n mens vir God begin vra, waarheen? Waarheen? Want as jy net waarom vra, dan is dit asof jy vir God nie die geleentheid kan gee om met daai kromstokke reguit hou te slaan en groei te bring om meer soos Jesus te word nie. Maar as jy vra waarheen, wys jy dalk vir jou 'n pad wat jou lewe verander. En as jy na 20 jaar of 30 jaar terugkyk, dan sal jy sê, Gert Kokemoer se dood in 2026 het sin gemaak. Hy is nie vir nie dood nie. Die Here het sy dood gebruik om vir my soos Jesus te maak. Geen woestyn, dis die derde. Geen woestyn kan ons van hierdie liefde van God skei nie. Hoor daar, vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele, of magtige of teenswoordig, of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Het julle mooi geluister? Nie ons liefde vir hom nie. Daai is nie veel werd nie. Maar sy liefde vir ons. Daai liefde wat hy in ons doop aan ons kom toevertrou het, waarmee hy aan ons kom verbind het, van daai liefde kan niks en niemand omskei nie. Ook nie die dood nie. Daarom, liewe familie en vriende, dis oorklimtyd. Dis oorklimtyd. Ons het nie ander opsies nie. Daar is 'n nuwe trein. Ons weet nie wat om van hom te dink nie. Ons weet nie eers of ons vir hom kan sien nie. Ons weet nie hoe ons daaroor moet praat nie. Ons het nie woorde nie, want ons is onseker. Die Here tree vir ons in. En wat op daai trein vir ons voorlê, is vol van God se goeie bedoelings. Omdat ons vra, Here, waarheen is U met ons op pad? En ons kan oor alles wonder, oor op daai trein, maar oor een ding hoef ons nie te wonder nie. En dit is dat niks ons kan skei van die liefde wat hy vir ons het nie. God het homself aan ons verbind. Daarom, lank na van Bieberag, kom die gediggie op Maarten Luther, ou kerkvader se tafel, en hoor hoe skryf hy. Ek kom, ek weet waar vandaan. Ek gaan, ek weet waarheen. Daarom snaaks dat ek treurig is. Kom ons bid. Here, dankie vir wat met ons praat. En wat hopelik nie in die kerkgebou gaan agterbly nie, maar wat vir ons gaan dra. Eintlik gaan ons mekaar dra. Dankie Here vir die goeie bedoelings. Dankie vir die liefde waarvan niks ons kan skei nie. Nie ons eie dood nie, ook nie die dood van 'n geliefde nie. Here, ons kan ons verlies nie in woorde sê nie. En wat ons nou voel, is eintlik niks teen wat vir ons die volgende maande voorlê nie. Die gemis, die leegheid,
kan 'n mens nie indink nie. Maar Here, in dit alles is ons nie alleen nie. Ek dank U vir 'n lewe, Here, wat ons kan vier. 'n Lewe wat vir ons soveel herinneringe agtergelaat het, waarop ons kan teer, ons kan saamdra, waardeur ons geïnspireer kan word, en waar ons kan leer om regtig te lewe. Bid vir elke familielid, kinders, skoonkinders, kleinkinders, vriende, vriendinne, familie, naby mense. Dra hulle, Here. Bederf ons daarmee dat ons oor U nooit sal wonder nie. Troos ons met U teenwoordigheid. Seën ons dag verder, Here, dat ons ook hier vanaf tevrede kan huis toe gaan, met genade, maar ook in vrede, met U en met mekaar. Amen. Julle, kom ons sing 'n lied. 'n Lied, ek dink ons kan maar bly sit vir dit. Want as 'n lied wat 'n mens so half na binne toe sing, wat 'n mens net, jy sing, jy word stil, want dan kan 'n ou nie sing en stil bly gelykie. So, kom ons sit so, en sing ons 'n lied. Wees stil en weet, ek is die Heer. Liewe familie en vriende, oor die genade van ons Here Jesus Christus, oor die liefde van God en oor die teenwoordigheid van die Heilige Gees, daaroor hoef ons nooit te wonder nie. Amen. Julle, hoe dit nou voor het verder aangaan, is Antia gaan die hulpblyk kom doen, waarna ons almal saam na skyfies kyk, oor wat deel daarvan is, en dan gaan Gerrit daarna die bedankings doen. So Antia, jy kan maar vorentoe kom asseblief.
'n groot boom het geval. Vandag is ons as familie en vriende hier by mekaar. Nie om vir papa Gertie op 'n moeder groet nie, maar om sy legendariese lewe te vier. Ons het die voorreg gehad om saam met papa te kom groot word. Te leer om te boer, te jag, te lag en altyd hard saam met hom gewerk het en nooit ophou maak nie. Want soos papa sê, draad en tang is jou beste vriende op 'n plaas. Nou ons almal weet dat papa Gert die volle gelewe het elke dag. En altyd 'n vrou aan sy kant ook. En hy het 'n wonderlike vrou van 'n Annetjie gekry om saam met hom die lewe te kan geniet. Op 71 jaar ouderdom het die liewe vader besluit, hy kom al vir papa Gertie om te gaan rus. Ons sal nooit weet hoe kom so vroeg nie, maar dis nie ons wil nie en die Here weet elkeen se pad. Die boerdery was sy trots en wou nooit meer as 5 dae van die plaas af wees nie. En as sy afgevoer het, en sy witcruiser geklim en sy deesdag gekyk. En soos hy sê, gaan dink vir nuwe planne. Hy het ons kinders baie geleer van wees, van die regte bulle en die regte koeie in te sit, ook wanneer daar moet medisyne bespuit word, wanneer daar moet gebrand word en wanneer die regte tyd verkoop. Die jag was sy tweede trots en hy het vir hom sy eie jagkamp laat bou, waar hy al sy eksotiese wild en gekleurde wild in het. Die kamp moet elke oggend en elke aand omgeruim word. Na dit keer ons altyd saamgery en van bo af geskreeu wat ons anders sien. Ek het die voorreg gehad om langs en saam met hom die jagbedryf 'n groot sukses te maak die laaste 25 jaar. En papa is 'n mens. Hoe meer, hoe beter. Sy selfde grappies wat hy vir elke nuwe groep vertel het, sal ons nooit vergeet nie. En hoe hy uit sy maag gelag het vir homself. Hy was ons steunpilaar wanneer ons rowwe dag gehad het en altyd die gees van die paartjie gewees in die aande wanneer ons almal saam sit en ons jagstories van die dag gedeel het. Hy het altyd met almal gespot en gesê, ek drink nie, ek rook nie, en ek het my kinders aangeneem. Met ons jagkliënte wat altyd 'n trofeebok wil vier en saam wil kuier met papa, het hy sy swart beker vol Coke Zero gehad en vir hulle gesê, ek soek net 1 milliliter panika en hom doodgegril. Op skelm sy glaasie vir my gegee en gesê, Sissie, jy kan dit vat. Sjoe, maar is so baie stories wat ons almal kan vertel, eintlik 'n boek skryf. Maar hy was 'n legende met jag, met boerdery en verseker ook om te onthaal, met al wat 'n kultuur is van museum, tot al sy familie en vriende en die hele gemeenskap. Dit weet julle almal. Daag eerste op by die dans en gaan laaste huis toe wanneer die son opkom. Nou was ons 3 kinders almal saam op ons plase by papa gewees en by die jagseisoen het hy vir jou kans gegee tot 5 uur toe om elke naweek te kom kuier. Of jy word gevra, nou waar is jy vandag? Hy was so spesiaal. Ons het almal saam en gepraat en grappies gemaak oor al wat 'n ding is, maar sy kinders soek hy elke dag om hom. Hy was ook die wonderlikste ou.
met hulle almal en was so lief vir hulle. Saam swem, saam geboer, saam mekaar rondgejaag en gespeel en gejaag met my 2 dogters, Lexie en Bella. Ten afsluiting, ons boom wat ons almal by mekaar gehou het geval. Ons as sy 3 kinders van die Annetjie het nou baie goeie skoene om te vul. En ons het beloof aan hom dat hierdie plase en jagbedryf sal aangaan en hom trots maak met al sy wysheid wat hy na ons oorgedra het. Mag hy en die Liewe Vader al hande om ons hou, om krag, wysheid en rustigheid te gee, dat ons ook die regte besluite kan maak. Ons sal sy spreekwoord altyd onthou. Die binne moet werk en die wimpompe moet water gooi. Rustig, papsies, jy is nie meer saam met ons nie, maar in ons harte en ons moet dit nooit vergeet. Jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat se vlekke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag. Ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie. Kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou
jou hou. Gerard, vir 'n paar bedankings asseblief. Naby nie. Goeiemôre almal, wie nog gegroet het nie. Ek wil begin deur dankie te sê aan al die dokters en verpleegsters wat so mooi na Paul gesien het. En ek ook 'n groot dankie aan Abby en haar span van Fern vir die hantering van die reëlings vir die roudiens, sowel as al die administrasie rondom dit. Dankie dan ook aan NG Kerk Gebabes dat ons die diensie kon hou, en dan 'n baie groot dankie aan ons oom, meneer Hendrik, wat vir ons die diens behartig het. Ons weet ook se verlies is net so groot soms. Dan die Annetjie. Baie dankie vir die laaste paar jare wat jy pas aan gegaan was. En om so met soveel liefde bygestaan het tot die einde. Dankie dan ook aan al die mense wat vir papa en Annetjie by die hospitaal bygestaan het en gehelp het met gebede en vertroosting. En dan wil ek ook dankie sê aan al die vriende, familie, kennisse, vreemdelinge, vir al die gebede en boodskappe van die gevoel. Ons waardeer dit verskriklik. En dan ten laastens, baie dankie vir almal wat vandag hier is. Ons weet sommiges van julle het baie ver gereis en ons waardeer dit regtig baie. Here, daar's nou 'n lekker koppie tee na die tyd. Ek weet nie waar gaan nou mense uit of daar uit, ek weet nie wat ek sê, so die maklikste. Kan ek so vra dat ons vir die familie vra om eers uit te gaan, dat hulle nie daar kom, anders kom hulle nooit omtrent daar aan nie. En dan volg ons hulle. Asseblief, baie dankie julle hoor.